Ons maak ons Bybels vanaand oop by Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15. Ons het gisterand gelees tot by vers 8. Ons gaan 'n paar verse verby en ons lees vanaf vers 18. Johannes 15 vanaf vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Ek herhaal vers 26 en 27. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat beteken getuig? Wat beteken 'n getuienis? Wat is 'n getuienis van iemand werd? Ons ken in die ou dae het ons baie gebruik gemaak van getuigskrifte. 'n Getuigskrif moes praat van jou getuienis in teenwoordigheid van ander. Predikante moet vandag nog baie minder as in die ou dae getuigskrifte uitskryf oor 'n persoon wat in die gemeente is. Dan moet ons 'n karaktergetuienis gee van iemand. Dan sê ons, die persoon tree so op in die gemeente, is so waardevol, of wat die karakter ook al is wat geopenbaar is. En dan is dit baie keer by die aansoek van sekere werke, en vandag het getuigskrifte al waarde verloor. Mens kan die vraag vra, is dit nie meer die moeite werd om vir iemand te sê, dat 'n ander getuienis oor jou bestaan nie. Wanneer die Gees van God getuig, is hierdie getuienis nie van jou nie. Die getuienis gaan oor Christus. As koning, as heerser. Wanneer Jesus praat oor die vyandskap wat die wêreld oor hom het, moet ons raak sien, en dis so klein bietjie verder terug in die teks, wat ons vanaf vers 18 gelees het, daar is reeds 'n vyandskap in hierdie wêreld. Daar's reeds 'n vyandskap in hierdie wêreld. Dit het begin met die geboorte. Jesus is gebore op 'n baie spesifieke tyd.
Wanneer Jesus besig is in die wêreld waarin hy is, wanneer Jesus gebore word in die volheid van die tyd, is daar reeds vyandskap teenoor hom. Die man uit die ooste kom by Jesus, die man uit die ooste kom by Herodes verby. En wanneer hy by Herodes kom, dan sê hy, waar is hierdie koning wat gebore is? Waar is daar die koning wat gebore is? Dan weet hy nie van die koning wat gebore is. Dan sê hy vir hulle, vertel my, as julle hom gekry het, dat ek ook aan hom hulde kan bewys. En met 'n droom ontvang hulle dan 'n tyding, moenie teruggaan na Herodes nie. Moenie vir hom gaan sê nie. Want hy gaan nie die regte ding doen nie. En ons sien later 'n kindermoord ontstaan, omdat daar nie gehoor wil word dat 'n ander koning moet heers nie. En Jesus word ook in die nag word sy ouers gewys daarop dat hulle moet vlug en hulle vlug na Egipte. Vyandskap van die geboorte. Blaai saam met my na Johannes 1. Johannes self gee die getuienis. Die evangeliebeskrywing handel juis oor die getuienis van God is, Jesus is God, waarlik God, gebore om God te wees. Johannes 1, ons lees vanaf vers 5. In die lig skyn, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy, dit is Johannes, was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Wie is sy eie mense? Hy is gebore in Bethlehem. Die volkstelling het gegaan oor die stam van Juda. Israel het verwag die Messias moet kom. Daar is vertel, hy is gebore. 'n Kindermoord volk. Waarmee is die wêreld besig? Jesus sê, as die wêreld julle nie liefhet nie, as die wêreld julle nie liefhet nie, weet, hulle het my nie lief gehad nie. Hulle het my nie geken nie. Die getuienis wat oor my bestaan het, as Messias, as koning, was nie erken nie. Hulle het geweet hy moet kom, hy sal bekend staan as die scepterdraer uit die stam van Juda. Genesis 49, dit staan daar. Uit die geslagslyn van Jakob, Juda. Jesaja praat van, hoe sal hy lyk? Wie sal hy wees? Dis getuig, die skrif getuig, die profete getuig, 'n getuigskrif oor die Messias bestaan. Hy bereik ongeveer die ouderdom van 30 jaar, en vanaf 30 tot 33 jaar bedien hy, en hy word verag. Hierdie is die aand voor sy dood. Hulle het hom nie lief nie. Wie getuig van hom? Die disippels. Lees ons in vers 27,
Julle getuig ook omdat julle van die begin af met my is. Matteus 16, wie sê julle is ek? Petrus sê, U is Jesus, die Seun van die lewende God. Petrus, vlees en bloed het dit nie in jou geopenbaar nie. Wie getuig dat Petrus dit kan getuig? God self. Ons lees in Psalm 69, ook in Psalm 35. Dit moes gebeur, dat hulle hom nie sou erken nie, en dat hulle hom sonder rede sou haat. Dit moes gebeur. Nou geliefdes, wanneer ons die historiese verloop van Jesus se geboorte tot en met hierdie aand sien, en ons vra die vraag, hoe lyk die getuienis oor Jesus? Dan sien ons, daar is baie. Hoekom sal Jesus dan nou sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig nou al, en julle sal getuig. Dan word 'n tweede saak gegee, nie net dat Jesus gehaat sou word nie. Vers 18 sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet, hy het my eerste gehaat. Die getuienis gaan dan daaroor gaan, aan wie is jy dan verbind? Jesus moes kom om verlossing te bring. Hy moes verlossing gee aan elkeen wat in hom sou glo. Die wêreld het hom nie lief gehad nie, het Johannes reeds in die begin van Johannes beskryf. Hy was nie erken. En wat sou volg, is die getuienis van hulle, wat getuig dat hy gekom het. So wat gebeur op Pinksterdag? Wanneer Jerusalem van alle plekke gekies word, die oesfees, reeds genoem, in die reeks, word die plek van plekke gekies as die ruimte waarin God sou werk om die getuienis wat reeds bestaan 'n vaste plek te kom gee. Jerusalem moes hoor, die Messias is hier. Ons het geluister na die preek van Petrus, Handelinge 2. Die reaksie, die diep tref in die hart. Hoekom? Want God wou getuig. Waaroor wou hy getuig? Oor Jesus, die opgestane Here, wou hy getuig. Waaroor moes hy getuig? Oor die verlosser. Wat moet nou gebeur? Wat hoor ons in die getuienis van elkeen wat in bekende tale die groot dade van God spreek? Getuienis. Geloofsgetuienis. Aangesteek deur die Heilige Gees se werk. Kragtig, getuig. Dit was 'n ewige getuienis dat daar gesê is, wat gaan met hierdie mense aan? Wanneer die Gees van God die getuienis in Jerusalem aansteek, stop hy nie daar nie. Hy gaan van Jerusalem tot in Judea, die hele omstreke van Jerusalem. Dit gaan uit tot in Samaria. Tot aan die uiterstes van die aarde. Wanneer ons kyk na getuienis in die moderne tyd, vra ons die vraag af, hoe werk getuienis vandag? Getuienis is 'n leefstyl. Die kerk van Jesus Christus bestaan nie in die geheim nie, maar in die openbaar. Wanneer die Gees van God vandag toegerus sy kerk, haar kerk,
toerus om te getuig, dan staan ons binne die beginsel van nie in die geheim nie, maar in die openbaar. Die seëningbelyk van die AP Kerke, so 'n rooierige boekie met 'n buiteblad, groot en helder beskryf. Elkeen, oral gestuurde. Ongelooflik goed beskryf, hoe werk sending? Om elkeen, waar ons ook al is, 'n gestuurde te wees vir die Here, in diens van sy koninkryk, tot eer van sy naam. Waaroor moet ek getuig? Wat in Jerusalem begin het, gaan steeds vandag aan. Hoe werk lewensgetuienis? Niemand kan getuig sonder 'n geloofsstandpunt nie. Ek stel dit reg. Niemand doen enigiets of sê enigiets sonder om dit vanuit 'n geloofsbasis te doen nie. Soos ek glo, sal ek sê. Soos ek glo, sal ek doen. Wanneer Christus wil hê ons moet profete uitken, ja, selfs valse profete, dan gee hy vir ons die teken en hy sê in Matteus hoofstuk 7, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Hulle sal vrug dra wat pas by wat hulle sê. Hulle sal praat oor dit wat hulle glo. Hulle sal 'n uitgangspunt hê van 'n geloofsoortuiging. Wanneer ons met finale jaar katkesante werk en ons doen katkesasie elke jaar, kom ons by die punt waar ons deur die geloofsbelydenis moet werk. En dan is dit 'n baie maklike proses om besig te raak met geloof in kennis, in plaas van geloof in praktyk. Want ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek ken daarom die eerste deel van die geloofsbelydenis. Wat help dit ek weet wat daar staan? Wat is by implikasie my uitlewingsgeloofsgetuienis op grond van wat ek glo? Op grond van in wie ek glo? As ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper, wat glo ek oor sy almag? Wat glo ek oor sy voorsienigheid? Wat glo ek van die aarde wat geskape is? Ons lees in Genesis 1, hy maak die aarde, hy skep, hy spreek, hy dag vir dag maak hy die aarde bewoonbaar, leefbaar. Dag 1 gee hy lig en duisternis, dag 2 skep hy skeiding. En in dag 3 maak hy droog waar dit moet droog wees. En hy los nat waar dit moet water hê. Dan gee hy ligte in die hemel. Dan gee hy plante op die aarde. En dan sit hy in die see die diere wat daar hoort. Dan sit hy op die aarde die diere wat daar hoort. En op die 6de dag skep hy die mens. En hy is besig met daardie skepping van dag 1 af. En hy het nog nooit die skepping laat vaar nie. Wat maak hy met my? Wat sê die psalmis in Psalm 8? Here, wat is die mens dat U aan hom dink? Wat is ek voor U, die skepper van die ganse heelal, dat U vir my asem gee vir vandag, dat U my laat ontwaak het vanoggend, dat U my deur hierdie dag gebring het, dat ek vanaand hier kon inry en kon sit, dat ek U kan hoor, dat ek U woord kan lees. Wat is die mens dat U aan my dink?
Wat is my belewenis van God die Vader, die Skepper en die onderhouer? Glo ek moes maar net wakker word vanoggend. Natuurlik kan ek ry tot hier en niks sal met my gebeur nie, want ek weet hoe om te ry. My kar is daarom baie veilig. Ek het al hierdie vaardighede. Dit is God wat gee. God wat voorsien. God wat my gelei het by hierdie punt. En deur sy Gees kan ek hom verheerlik en getuig as verloste in Jesus Christus wil ek hom eer. Die geloofsbelijdenis gaan verder. Hoe kleur ek die geloofsbelijdenis elke dag in my lewe in? Hoe lyk my getuienis deur God se Gees wat in my woon? Hoe raak dit 'n praktyk vir 'n ander? Hoe sien iemand dat ek glo? Hoe lyk die praktiese uitlewing van 'n standvaste geloof? Toe ek baie jonger was, ek weet nie of ek al oud is nie, het ek iemand geken wat as hulle in die motor geklim het hulle gebid. As hulle weer in die motor klim, bid hulle weer. En so het hulle van plek tot plek gegaan en nooit opgehou bid voor hulle ry nie. Hulle het baie gebid. Here, help met hierdie, help met daardie. Is veel bid? Of is dit 'n geloofsuitgangspunt, ek kan nie sonder die Here die volgende tree gee. Moontlik 'n bietjie oordadig. Maar is dit 'n afhanklikheidsverhouding wat prakties sigbaar word? Is gebed in die openbaar 'n praktiese uitlewing van geloof of net voorbarigheid? Is om rondom die etenstafel te sit, hande vas te hou en sê, Here, dankie vir hierdie voedsel. Net 'n gewoonte, of 'n praktiese besef. Hier is kos en ons kan eet. Seisoene kom en seisoene gaan. Droogtes kom en droogtes gaan. En bid daar vir reën. Soos ek al vroeër eers genoem het. Dis 'n saak wat ons gewete moet aankla. Wanneer jy vra, is die kerk vol, as jy dankie sê, dan sukkel almal om 'n datum te kry wat pas. Jammer Here, dankie vir die baie water. Maar ons kon nie weer by die diens uitkom. Maar ons het al 3 bid daar vir reën gehad. Nog nie 1 dankdiens. Julle gemeenskap ruk op. Maak die grootste van kerkgeboue in hierdie dorp vol. Maar waar is ons dankie? Nee, ons sal alleen gedankie sê, ja, private gebed en niemand sal hoor ons bid nie. Maar almal wil ons sien as ons vra. Iets daarvan is nie reg. Waar is die geloofsuitlewing? Is ons in vertoonmodus wanneer dit gaan oor die vrae? En ons is te besig om te plant en te stroop of wat ook al, wanneer ons die res van die goed moet doen. Wanneer begin ons met 'n dankdiens na die reën? Wanneer begin ons met 'n vraediens voor die reën? En 'n dankdiens na die oes? Want ons het dan iets afgehaal. Terwyl ons verskriklike leed gehad met die baie reën. Kan ons vir die Here dankie sê vir te veel? Of moes ons maar gebid het, Here, stop asseblief. Dis iets daarvan waar is ons getuienis? In ons streek lyk so, hoe lyk dit in die ander streke? Kom uit ander streke ook waar ons in die bediening kon wees en 'n voorreg gehad het om dit te kon beleef. Hoe lyk dit in die landbou? Hoe lyk dit in ons geloofsgemeenskappe? Of moet ons vir mekaar vra, is die getuienis nie meer 'n geloofsgetuienis nie? Nie meer 'n getuienis van God wat in ons lewens regeer nie. Nie meer 'n getuienis van God wat regtig met ons wandel nie. Ons naand moet sê, ons kort geld, ons kort hiervoor, ons kort daarvoor.
is ons genade vanuit die hand van die Here? Is daar iets wat kort? Want dit gaan oor getuienis, is die vraag wat gevra moet word, wat verwag God van my as ek getuig? God verwag dat ek in vertroue altyd my getuienis sal uitleef. Altyd. Sonder uitsluiting. Waar verwag God dit van my? Waar verwag hy sal ek dit uitleef? In elke omstandigheid. In blydskap en in hartseer. In voorspoed en selfs in die teëspoed. Want in die teëspoed is daar dalk iets wat ek moet leer. In die voorspoed is daar iets wat ek moet leer. Daar is geen leermoment wat die Here verby laat gaan. Hy het ons nog altyd geseën. En hy het ons nog altyd gegee wat ons moet weet. Altyd. Hoekom verwag God dit van my? Hoekom verwag hy dat ek moet getuig? Hoekom moet verwag hy dat ek getuienis moet hê? Want ek hoef my nie te skaam oor my Here nie. Ek hoef my nie te skaam oor my God nie. Want daar is niks wat hy gedoen het wat my sleg oor hom kan laat voel. Want hy is volmaak. En hy weet presies wat om te gee. Iemand het op 'n stadium genoem. Hoekom moet ons nie die weerpatrone in die hand van mense gee nie? Hoekom moet ons nie vir mense die totale mag gee om te sê hoeveel moet dit reën nie? Want een sal sê vandag wil ek net soveel hê, môre wil ek net soveel hê. En dan vandag moet dit droog wees, môre moet dit nat wees. En 'n ander persoon sê maar wag, ek soek vandag water. En môre kan dit droog wees, maar ek soek water. En so sal ons niemand kry wat genoeg kry. Maar die Here weet. Hy maak nie foute nie. Hoe kan ek doen wat die Here van my verwag? Wanneer ons getuienis moet lewer, en wanneer ons verstaan dat getuienis baie keer gepaard gaan met weerstand. Ons leef nie meer in 'n Christelike samelewing nie. Dit het ons al agtergekom. Ons leef in 'n sekulêre samelewing, 'n samelewing wat alles gewoon is. As multigodsdienste en almal is mos reg. Niemand is verkeerd nie, almal is reg. Almal is lief vir mekaar terwyl niemand lief is vir mekaar. Ons leef in so 'n samelewing. Dis nie net ons dorp nie, dis wêreldwyd. Die Christendom is hoofsaaklik in die wêreld nie welkom nie. En daarom sal jy stryd ervaar, want hulle het Christus nie lief gehad nie. Hulle sal die een wat sy naam dra nie ook nie lief hê. Die Christen sal stryd ervaar in watter omstandigheid ons ook al leef. Ons gaan hierdie wêreld in, ons gaan in hierdie wêreld bly. Die mense sal teen ons stamp en stoei met ons oor ons hier durf om hier 'n getuienis te lewer vir die Here. Omstandighede by sekere byeenkomste is makliker, ander is weer moeiliker. Mense kies waar. Jy sal in sekere korporatiewe maatskappye nie in die openbare geloofsdaad kan doen nie, want net dan afronteer jy die moslim, die hindoe, die boeddhis en al die ander wat op 'n gelyke vlak gestel word met Christus. Dis moeilik om in hierdie wêreld 'n getuienis te lewer ten alle tye. En wanneer ons getuienis moet lewer en krag daarvoor moet kry, gaan die getuienis gepaard met die Gees se werk, nie met my nie. Hoe weet ek is dapper? Niemand weet wanneer jy dapper is nie. Wanneer toekennings gegee word vir dapperheid, en dan word na die tyd gepraat met die persoon wat daardeur was, en vra my, hoe het jy die krag gekry om dit te doen? Dan word daar baie keer gesê, maar ek het net gedoen wat ek gesien het, is nodig. Ek het nie gedink aan dapper wees nie. Dis wat die Here doen. Op 'n besonderse wyse lei hy ons op die regte tyd die regte getuienis te lewer. Deur woord
en deurdaag. Nie in die geheim nie, baie keer in die openbaar. Nie op 'n plek waar ek veilig gaan voel nie, maar waar ek juis onveilig kan voel. Hoe sal ek dit doen? Deur die Gees van God sal my ingesteldheid teenoor my getuienis wees, nie iets wat my behaag nie, maar wat hom behaag. Nie iets wat my bly maak nie, maar wat hom bly maak. Daarom, geliefdes, dis die Gees van God wat my in staat stel om te getuig. Dis hoekom die Trooster moes kom, sodat die getuienis van die kerk van Jesus Christus kon triomfeer in omstandighede wat gelyk het of dit nie kan gebeur nie. Wanneer Stefanus getuig, word hy doodgegooi met klippe. Maar hy getuig. Paulus word hoeveel maal gemartel en hy getuig, ongeag die wete dat hy kan sterf. Ons staan in 'n tyd van die marteling is nader, maar die getuienis kan nie stil raak. Ons word deur Christus bemoedig. Hy het vir ons gesterf. Daarom sal ons in sy naam kan sterf. Hy het vir ons laat lewe. Daarom kan ons lewe. Al die eer aan Christus Jesus. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie dat ons U kan eer vir U groot genade wat U aan ons bewys. Here, waar dit moeilik raak vir mense om te besef, ons het nodig om te getuig. Bid ons vir vrymoedigheid. Deur die Gees gedryf om ons op te beur in tye van moedeloosheid. In tye waar ons reken ons het nie genoeg om te sê nie. Tye waarin ons reken, wat sal dit help? Daarom bid ons vir vrymoedigheid en die Gees wat ons krag gee om vry uit te spreek, soos U ook U disippels laat spreek het. En is daar die vrymoedigheid wat ons toebid op elkeen, wat elke plek kan wees as een wat elkeen oral gestuurde moet uitleef. Om ook ons deel te doen in die uitbreiding van U koninkryk, daar waar U ons geplaas het. Vir elke ouer wat geplaas word in 'n gesin, om U woord uit te dra aan die kleinste van kinders. Moeders wat hulle kinders leer wat hulle moet weet en 'n getuie kan wees in gedrag sodat kinders leer wat moet hulle doen. Daarom dra ons elke gesin aan U op dat hierdie getuienis van elkeen 'n lewenswyse sal wees en dat ons so groot word in U weë. Ons bid vir ons seniors wat in besonder 'n getuienis taak het in 'n wêreld wat al hoe meer vervaag en nie meer stabiliteit sien of ken nie. Ons bid vir die seniors dat hulle steeds sal toerus om daardie sterke voorbeeld van getrouheid te wys. Ons bid vir ons werkende mense wat dag in en dag uit arbei en weet ons werksomgewings raak al hoe meer onheilig. Ons besighede wil nie meer doen wat U vra nie, maar wil eerder die handves van menseregte eerbiedig en nie verander afronteer nie. Here, skenk krag waar dit nodig is en laat die eienaars van besighede ook opnuut besef U is waarlik God en in U is waarlik hoop.
beginsels van die wêreld sal word en net U kan dit doen. Dit bid ons. Omdat ons weet U is ons God alleen en sonder U is daar geen hoop nie. Aan U die eer, die dank en die lof in Christus Jesus naam. Amen.